Goeiemôre almal. Vanoggend is dit Vrydag, die 6de Februarie, die jaar 2026. Dis 'n lieflike dag deur almal geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gesels ons so 'n bietjie oor God se voorspoed wat hy vir ons gee in ons lewe. Maar natuurlik is daar iets wat ons ook moet doen. Ons kan nie net voorspoed verwag en ons het niks wat ons gee in return nie. Talle beloftes in die Ou Testament handel oor voorspoed. Dikwels is die beloftes aan 'n voorwaarde gekoppel. Die Here verwag natuurlik van sy volk dat hulle sal erken dat hy God is en sy bevele gehoorsaam, omdat hy weet wat die mens uit selfsug aan mekaar doen, skep hy grense waarbinne hy verlang dat sy kinders sal lewe. Sodra mense die grendels eerbiedig, raak hulle voorspoedig in hulle verhoudingslewe, in hulle persoonlike lewe, selfs ook hulle besigheids- en sakelewe. Maar kom ons gaan kyk wat sê God se woord. Genesis 26, ek wil hier lees vanaf verse 1 tot 5. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat daar in die dae was van Abraham. Daarom het Isak getrek en na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land en ek sal met jou wees en jou seën. Want aan jou en jou nageslag sal ek hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Omdat Abraham na my stem geluister en my onderneming, my gebooie, my insetting en my wette onderhou het. Halleluja. Dan ons volgende gedeelte kom hier uit Deuteronomium 30 verse 1 tot 5. En al hierdie dinge oor jou kom, sal die seën en die vloeken wat ek jou voorgehou het, en jy dit te harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, en net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. En as jy jou verstrooides aan die einde van die hemel, al was jou verstrooides tot aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel en daarvandaan sal hy jou gaan haal en die Here jou God sal jou bring in die land van jou vaders dit in besit geneem het en jy sal dit ook in besit neem en hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig, meer as jou vaders. Dan ons volgende gedeelte kom hier uit Psalm 37, en ons lees hier vanaf verse 23 tot 26. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Ons volgende gedeelte is Psalm 85, en ons lees vanaf verse 9 tot 14. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierendheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie, ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir u woord wat ons weer eens leer vanoggend, dat as ons in u geregtigheid wandel, dan sal ons voorspoedig wees. As ons doen wat die wil van God is, sal ons voorspoedig wees. Nie ons eie wil nie, nie maak soos ek wil nie. Daar die lied sê, I did it my way. Daar's net een manier, en dit is God se manier. Baie dankie Here, dat ons weer eens net vanoggend tot die besef kan kom. Ons kan nie maak soos ons wil nie. Ons moet doen wat u wil hê ons moet doen, sodat ons
voorspoedig mag wees in die land wat U vir ons gegee het. Here, mag U elkeen seën in hierdie naweek, Here, en as dit U wil is, weet ek, sal ons maandag weer gesels. Halleluja, amen en amen.